Môre geliefdes, hoe gaan dit met julle elkeen? Ek hoop jy het 'n wonderlike dag en dat jy vandag wakker geword het met daai hoop en daai liefde wat net Jesus in 'n mens kan sit, dat jy reg is vir hierdie dag en net uitsien vir wat hy gaan doen. So, vandag gaan ons bietjie lees uit Romeine 8 uit. Ek het 2 verse wat ek vir julle gaan lees en dan gaan ons net so 'n kort woordjie op dit gee. So die eerste skrif wat ons gaan lees is Romeine 8 vers 31 en ek dink daai is 'n bekende een eintlik vir meeste mense en dit gaan so. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Nou, dink dan net daaroor. Wie kan teen jou wees as God vir jou is? Eintlik net jouself, want jy spreek dit oor jou dat die wêreld is teen my en niemand gee om oor my nie. En God sit daar so en hy kyk so en hy dink, lees hulle nie wat die beloftes in my woord is nie. As ek vir jou is, wie gaan teen jou staan? En ek dink dit is belangrik dat ons onsself moet herinner dat wie is vir my? Maak nie saak wat mense sê nie, dit maak nie saak wie op hierdie aarde vir jou is nie. Hulle het nie die krag en die mag wat die Here het nie. Hy is die almagtige wat op die troon sit in die hemel. Hy is die skepper van alles. Hy is die heerser van alles. En as hy verklaar in die hemel, daai is my kind. Ek is vir my kind. Daai is my gesalfde, daai is my geliefde. Daai is een wat ek in vreugde invind. Ek is vir daai persoon. Wie kan teen jou staan? En ek dink in vandag se tyd raak ons so bekommerd oor wat om ons aangaan, wat met ons gebeur, dat ons vergeet van hierdie dat ons moet verklaar. Want dis 'n belofte daai wat God gemaak het, wat hy gesê het, ek is vir jou. Niemand kan teen jou staan nie, want ek is vir jou. Herinner jou van self van die beloftes in sy woord. Okay, volgende woord. Ook in Romeine 8. Laaste kom ons lees maar die laaste 2 verse, nie net die laaste een nie. Want ek is verseker dat geen dood of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Jesus Christus, onze Here, is nie. Hoekom dink ons nog steeds dat die Here homself van ons verwyder? Dis jou gedagtes, dis daai gevoel wat jy het, dat jy minderwaardig is, dat jy nie goed genoeg is nie. Dit is wat jy dink, skei jou van die Here. Maar hier is dit baie duidelik wat hy sê, daar's niks nie, daar's niks op hierdie aarde nie. Nie eers die engele in die hemel kan skeiding tussen jou en God bring nie. As daai liefde van Jesus deel van jou lewe is. As jy daai keuse gemaak het, dat jy gaan vir Jesus volg, hy is jou koning, hy is jou leier, hy's alles in jou lewe, dan beteken dit, jy is deel van die koninkryk van God. En as jy deel van daai koninkryk is, het hy die laaste sê, hy het beheer oor alles, en daar kan nie skeiding tussen jou en hom wees, as jy in hom is nie. Geliefdes, ons moet ophou vrees vir wat ons nie verstaan nie. Ons moet ophou vrees vir wat ons dink besig is om aan te gaan, wat ons gevoelens vir ons sê, dat ons minderwaardig is. Want dit is 'n gees wat met jou praat, en dit is nie die Heilige Gees nie. Dis nie die gees van God nie. Dit is nie Jesus wat met jou praat nie. Daai is iets van die vyand wat jou probeer ondermyn, wat jou probeer weghou, wat jou probeer skei van God, wat jou probeer laat vergeet van die beloftes wat hierso in staan, wat in hierdie heilige Bybel staan. Dit is beloftes wat hy vir jou gee dag na dag, as jy net kies om dit te lees, as jy kies om jouself bekend daarmee te maak. Jy is kosbaar, en jy is spesiaal vir hom, want jy is sy kind. Hy het jou eerste gekies, dis nie jy wat hom eerste gekies het nie. Hy het jou eerste gekies, en die bewys daarvan is dat hy sy seun gestuur het om vir jou te sterf aan 'n kruis, om vir jou 'n keuse te gee, dat jy deel van sy koninkryk kan raak. Hy het jou eerste gekies, want hy het vir jou die opsie gegee om hom te kies. Wat kies jy vandag? Gaan jy kies laat vrees jou heers? Gaan jy kies laat bekommernis heers in jou lewe? Of gaan jy daai keuse maak, dat die beloftes wat in hierdie woord staan, is belangriker as daai stemmetjie wat fluister in jou ore, wat vir jou sê jy's nie goed genoeg nie. Hy sê hy sal jou nie verlaat nie. Hy sê niks kan jou skei van hom nie.
Maak daai keuse vandag, dat jy na die regte stem sal luister, die stem van die Heilige Gees, en nie die stem van die vyand wat vir jou vertel, jy is nie goed genoeg nie. Jesus is lief vir jou, God is lief vir jou, die Heilige Gees is lief vir jou, hulle het jou gekies. Mense, verstaan dat God jou nie gaan verlaat nie. As jy deel is van sy koninkryk, as jy een van sy kinders is daar niks op die aarde wat jou kan skei van sy liefde nie. Al gaan dit swaar, al gaan dit moeilik, hy is nog steeds daar. Moenie twyfel dat hy jou verlaat het nie, want hy het nie. Dit is wat die vyand vir jou sê. Moenie glo as hy vir jou sê, God het jou verlaat nie. As jy een van syne is, sal hy jou nooit verlaat nie. Daar skrif wat in Johannes, nou moet ek nou mooi onthou, ek dink is Johannes 10, ek dink is vers 27, 28 en 29. Ek kan onder korreksie wees, is dalk Johannes 14. Wat sê dat Jesus het jou in die palm van sy hand gesit. Hoe gaan jy daar uitkom? Dink jy Jesus se krag is so swak, dat jy jouself gaan uitforceer, dat die duiwel Jesus se vingers so gaan oopmaak, en jy gaan ontsnap? En dan gaan Jesus verder en sê, behalwe dat jy in die hand van hom is, wat Jesus nou is, kom die Vader, wat ons nou mooi demonstreer, kom die Vader met sy hand oor Jesus se hand, en vou jou toe so. Ok. Hoe ontsnap jy uit dubbel versekerheid? Want dis dubbel sekuriteit, sekuriteit, dubbel sekuriteit. Hoe ontsnap jy uit dit uit? Behalwe as, Jesus is die een hand, God is die ander hand. Jy gaan nie daaruit ontsnap nie. As jy syne is jy syne, sorry, it's final, jy gaan nie ontsnap nie. Hy gaan jou nie laat gaan nie. En sy skrif herinner jou daarvan keer op keer. Hou vas aan die beloftes van God, en hou op luister aan die vyand. As jy twyfel, vat jou Bybel, gaan lees skrif. Herinner jouself van die beloftes wat God aan jou gemaak het. Want daar is eintlik skrif ook. En nou moet ek nou mooi onthou, waar is dit? Ek dink Jesaja 62. Ja, wat die Here sê, herinner my aan die beloftes wat ek aan jou gemaak het. So die Here sê ook, spreek dit, herinner my aan die beloftes. Nie dat die Here dit vergeet het nie. Hy wil net hoor dat jy hom herinner, dat jy dit verklaar in die naam van Jesus. Dat hy 'n belofte aan jou gemaak het, dat hy jou nooit sal verlaat nie. En jy hoef nie bekommerd te wees nie, want hy's daarso. Niemand kan teen jou staan as hy vir jou is nie. Herinner die Here daarvan. Here, U is vir my. Hierdie wêreld kan nie teen my staan nie. Hierdie wêreld kan nie vir my probleme maak nie, want U is in beheer. Here, ek herinner U daarvan, ek is U kind. Ek verklaar, ek is U kind. En U skrif, U beloftes is wet, dis waarheid, dit staan vir ewig. Dit kan nie gebreek word nie. U is vir my. Wie kan teen my wees? Loop met daai gedagte vandag, geliefdes. Herinner jouself, God is vir my. Wie kan teen my wees? En dan gaan hierdie probleme van hierdie wêreld vir jou minder voel. Dit gaan jou minder pla en dit gaan nie beheer hê oor jou gedagtes nie. Hou jou gedagtes gefokus op God, op Jesus, op die Heilige Gees en die beloftes wat in sy skrif staan. Konsentreer op die koninkryk. Konsentreer op wat in die hemel aangaan en nie op hierdie aarde nie. Want een van die dae, miskien, of eendag, miskien moet ek dalk sê eerder eendag gaan jy daar wees. Gaan jy nie meer op hierdie aarde wees nie. Ons is nie gemaak vir hierdie wêreld nie. Ons behoort aan 'n ander wêreld. Onthou dit vandag. Maar tot 'n volgende keer.